Welkom terug en nou is dit tyd vir jou sport saam met ons vriend die legende Arnold Geerts wat al reg oor die wêreld was met enige sportgebeurtenis van kegelbal tot volleybal, rugby, tennis Moenie veerpyltjies en padel. Nou Arnold vandag. Dit het so mooi geklink tot daar. Ja, jy sien. Môre Pieter. Ek moet daarom net vir jou sê, nee, kyk dis nou die 30ste Oktober. Ja. 1974, kan jy die jaar onthou? Ek kan. Wat 'n ek kan. ongelooflike jaar. En hoekom sê jy dit vir my? It was the rumble in the jungle. George Foreman en Muhammad Ali. En wie het gewen? George Foreman, verskoon my, Muhammad Ali met 'n uitklop hou in die 8ste ronde as ek reg onthou en ek onthou dit verskriklik goed want ek was heeltemal boksbeteterd. Boks was my ding. Ja. En ek het 'n plakboek, ek wil hom eintlik vir ons bring. Ek kon hom nie kry nie. Ek het 'n plakboek by die huis met van daai foto's by. Dit was en natuurlik die fliek het die term Bomaye Ali baie bekend gemaak want as Ali gaan hardloop het hy uit 'n goeie 8-10 kilos elke oggend gaan hardloop, dan die mense in die pad daar vir hom geskree Bomaye Ali en dit beteken maak hom dood. Glo dit of nie. Dis hoeveel hy uit ongelooflike lot fans gehad daar. Pragtige stukkie geskiedenis. Ja, kan jy glo. Waaroor gesels ons alles vandag? Hier's geskiedenis. Laura Wolfhard se golf meesterklas en natuurlik Marizaan Kap se 5 paadjies het Suid-Afrika na al eerste wêreldbeker eindstryd geneem met 'n oorwinning van 125 lopies. En as jy kyk hoe Laura gekolf het, dit was asemrowend. Ja. Dit was eerlikwaar een van die beste. Ek stem. En ek sluit mans in. Hierdie was ja. een van die beste beurte in Suid-Afrikaanse cricket. Gevra om toe nou om eerste te kolf 169 in die eerste halfeindrond in Guwahati. 319 vir 7 het Suid-Afrika toe nou 50 balbeurte gemaak en toe Laura eers wegtrek, toe sy eers begin 6 slaan, soos daai editjie byvoorbeeld. Ek meen, die bal het meer lugtyd opgehad as meeste vliegtye. So ek beloof jou nou, dit was wonderlik om te sien. Ek het hierdie hele beurt gesit en kyk. En die Engelse kon net nie pas hou nie. Dit sou 'n rekordjaag tog gewees het en op die ou einde weer eens Kap se 5-tal paadjies. Dit kon nie beter gewees het nie, Pieter, om eerlik te wees. As 'n ou vat hoe ons gevoel het maandag. Ja. So. En skielik maar wys jy ook net nie. So Suid-Afrika pak dan nou Sondag die wenner van die tweede halfeindstryd tussen Australië en Indië vir die titel. En hierdie is eerlikwaar so nou het hulle werklik waar amper die kersie op die koek gesit en selfs al werk dit nie uit in die eindstryd nie en ek sê nie dit gaan nie so gebeur nie. Hierdie is dis alreeds geskiedenis vir ons. Amos, asseblief, moet nou nie weer so maak nie. Gaan op. Nee, ek is seker. Net daarvoor. Nee, ek is seker. As ons net beklei vir die titel. Dis al. Ons moet net beklei. Ek gee nie om as ons verloor met 2 of 3 paadjies of 4 of 5 lopies nie. Ons moet net hard beklei. En niks so lekker soos daai tipe cricket nie, net daai formaat. Dit is en Pieter, ek dink daarbey saam 'n mens moet verstaan wat doen dit vir die jong meisies en vroue wat daarna kyk en sê, wel as Marizaan Kap dit kan doen of as Laura dit kan doen, dan kan ek dit ook doen. En dis die wonder daarvan. Ek dink 'n paar jong manne ook hoor. Ja, verseker. Nee, jy's reg. Jy's heeltemal reg. Mense dink nie altyd so nie. En dan ek dink hierdie is 'n eerlike hanteerfout van die Verenigde Rugby Kampioenskap. So Bulle en Jan Hendrik Wessels sê toe nou uiteindelik, jy sal onthou, 2 weke terug was daar hierdie aantuiging dat hy 'n speler op 'n onbetaamlike plek in die loskrum gegryp het. Hier is prentjies daarvan en daar is absoluut geen bewyse nie. Op video het jy van al die verskillende hoeke gekyk hierna, daar is geen bewys nie. Nee, wat? Die dissiplinêre toe nou gevind dat hy vertel nie die waarheid nie en dat sy opponent die waarheid vertel en op die ou einde is hy 9 weke gegee. Daar was 'n tweede verhoor daarna nadat daar appel aangeteken is en gister het die komitee toe nou besluit onder die leierskap van Skotland se Rodney McLeod, Achille Reali van Italië en Robert Milligan van Skotland. Die tugverhoor is toe nou en die Bulle het gevra dat die tugverhoor so gebeur, 'n novo tugverhoor, sodat dit heeltemal van vooraf gebeur. Die komitee het besluit dit gaan nie so uitwerk nie en hulle toe nou besluit hulle sal net 1 week daarvan afhaal. Jy het 'n baie gevaarlike presedent wat jy nou geskep het, want daar is geen bewys hiervan nie. Ons kan net teruggaan na Bongi en Benambi se witkant storie, want daar was nie bewyse daarvan nie en daarom het niks verder daarvan gekom nie. Nou moet jy jouself afvra. En ek wil regtig, dis 'n goeie vraag. Is dit omdat hy 'n springbok sou wees en moeilik sou wees oor hierdie volgende 4 weke se speel? En daarbey saam, jy weet self, dit kos 'n paar rand. Nee, dit is 'n baie duur
dit gaan hom, Jan Hendrik, dit gaan hom R1 miljoen plus kos oor die volgende 4 weke wat hy verloor omdat hy nie kan speel nie. Dis regtig En daar's jy het nou die regter gesê, dit is nie regverdig nie. Dis nie hoe dit behoort te wees nie. Hierdie proses het aangeneem dat hy skuldig is voordat hy selfs by die dissiplinêr opgedaag het. Proses het natuurlik 'n klomp verskillende mense. Wil jy vir my sê dat almal van hulle dieselfde gevoel het of belaglik. Is dit nou 'n conspiracy? Ja. Laastens Pieter, kyk na hierdie prentjies, dan sê jy vir my of jy na hierdie stadion toe sou gaan. Ek dink hierdie is nie waar nie. Ek dink dis 'n hoax, maar Saudi-Arabië praat van die feit dat hulle 'n 45,000 toeskouer stadion wil bou hoog bo in die lug. Nou wil ek jou vra, dink jy eerstens die huisbakke sal alles kan hanteer en tweedens, ek wonder of ons ingenieurs het wat ons kan sê of daai ding sal kan hou. Of dit regtig so sal kan wees, nee, want ek meen hoe sterk moet die struktuur wees en dan moet jy nou nog liggaamsgewig in ag neem. Jy moet aan die kroon en die snoepies en alles dink vir die verversing, so daai gewig in ag te neem. En dan veiligheidsmaatreëls wat daarmee saamgaan. Hoe hanteer jy daai ding? Maar wag, ons het vroeër gesels oor daai bungee sonder 'n kord, so hulle gaan net seker net omsit. Jy spring net uit met jou kord en dan sit jy daaronder. Sorted. Dit lyk fantasties. Dit lyk baie mooi. Sal jy gaan as hulle hom oopmaak? Ek sal. Ja, maar ek sal sorg dat ek baie naby aan 'n exit sit. Die groot ding is daarbey saam, ek haat om hierdie eers te sê, maar wat van terrorisme, wat van nog 'n vliegtuig wat hom kan invlieg? Dis die ander ding. So. Maar baie dankie, lekker sport en ook 'n paar dingetjies wat voor lê vir die naweek aan betref, is weer Springbok rugby. Ja, ek sien verskriklik uit na Japan. Eddie Jones, we coming for you mate, we coming, all right? Yeah. Byt vas. Is jy dan bang? Edda. Gooi hom Pieter. Dan luister, ek het nog 'n interessante nuus hierso. Get ready, Jose! Dit gaan 'n baie lekker editjie wees. Discovery Vitality and Nando's are bringing the heat with the first ever Vitality Chicken Run. It's happening on Saturday, the 8th of November from 5 p.m. right in the heart of Johannesburg, and today is the last day to enter. Whether you're a pro or a first-time fun runner, take on 5 or 10 kilometers through the city's iconic streets from Constitution Hill to Nelson Mandela Bridge. And the best part, for every runner who finish, a meal is donated to a child in the Lawrenceville community. Fitness, flavor and doing good. Jy's nou al 'n pro, ek's 'n probeer. Dalk sien ons mekaar daar. 'n Probeer, ek hou daarvan. Ek sien jou. Dit is 'n lekker editjie. Moenie weggaan nie, net hierna gesels met Lorraine Olivier van The Style and Makeup Effect met 'n paar lekker wenke oor liggaamsboue. Moenie weggaan nie.